Weereens welkom by die Solidariteit wêreld. En hier praat ons oor nuusgebeure, dinge wat solidariteit en ons lede raak. En ek het hier by my vir Pieter Jordaan, hy is ons nuushoof, hy weet wat in die land gebeur, die belangrike goed, internasionaal, en hy gaan vandag saam met my gesels. Ons moet begin, Pieter, wat het jy raak gesien, wat is die belangrike goed waaroor ons dalk nou moet gesels? Ja, sure, dit is moeilik om te sif deesdae met die, soos wat dit gaan met die nuus, maar ek dink dit is nou so ongeveer 8 weke sedert die solidariteit afvaardiging van in die Withuis was en teruggekeer het uit die FSA uit, en nog steeds is daar nie werklik 'n poging gewees van ons regering om die situasie te gaan besleg met diplomatieke verhoudinge daaroor see nie. En ek sien selfs dat Dr. Zamani Sol, die premier van die Noord-Kaap, by die ANC saamtrek pas, weer eens verwys het na hoe negatiewe steunwerwing van groepe soos Solidariteit en AfriForum Suid-Afrika se diplomatieke verhouding daai kant belemmer, dit terwyl dit tog half duidelik is waar die probleem lê, en dat ons regering, jy weet, op sy eie moet plan maak om die diplomatieke verhouding te gaan bestuur daaroor see. Nou, deel van die plan wat hy gemaak het, is om BC Jonas as die spesiale gesant natuurlik aan te wys, en dan kyk ons na die kortlys van 4 ambassadeurs wat die media genoem het die afgelope naweek. Hulle beskou dit dalk as 'n ridder op 'n wit perd, maar ek wil eerder sê, is dit dan nou 'n wit ridder op 'n siek perd, want dit lyk nie regtig asof daar 'n antwoord daarin lê nie. Miskien kan jy vir ons meer verduidelik wat jou siening daaroor is. Ek weet jy het ook 'n artikel daaroor geskryf. Ja, dis heeltemal reg. Dit is 'n probleem op hierdie stadium. Die res van die wêreld is besig om rond te skarrel om ooreenkomste te sluit en nuwe bilaterale ooreenkomste te beding, want dit is hoe die wêreld gaan lyk vorentoe. Trump gaan nie streeks ooreenkomste sluit. Hy wil eintlik nie meer 'n AGOA hê nie. Hy wil eintlik bilaterale ooreenkomste met lande in Afrika hê. Hy wil eintlik meer 'n Europese ooreenkoms en hy wil liewer bilaterale ooreenkomste met Europese lande hê. En nou skarrel almal rond en hulle belees die werklikheid, want Amerika is nog reusagtig. Ek dink mense onderskat hoe groot dit is. Ons weet Amerika is ons belangrikste handelsvernoot, en in Suid-Afrika, ons het al voorheen ook daaroor gepraat, 500,000 poste afhanklik van Amerikaanse handel, hoofsaaklik ook as gevolg van AGOA. Maar wat doen ons? Ons sit hier so, die regering, dit gaan alles verby, ons het 90 dae, daar's 'n tariefopskorting van 90 dae, en nou moet Suid-Afrika nou iets begin doen. En wat hulle daarom nou al aangekondig het, is dat daar 'n special envoy, of spesiale agent, aangestel is, dis meneer Jonas, en dan praat hulle nou ook oor hierdie ambassadeurskap. Nou, wat is die verskil tussen hierdie spesiale gesant wat gestuur moet word? Die gesant se verantwoordelikheid is 'n baie spesifieke opdrag. Hy moet hoëvlak strategiese onderhandelings gaan doen, dis wat 'n gesant doen. 'n Gesant is nie 'n ambassadeur nie. So, wat is die twee goed wat hy sal moet doen? Hy sal die spanning tussen Amerika en Suid-Afrika moet ontlont, en dan in die tweede plek is dan sal hy diplomatieke verhoudinge moet herstel, en dan moet daar bilaterale ooreenkomste onderhandel word. En dis in breë terme wat hy dan ook sal doen. Ons het ook al hom ontmoet, ons het hom ook gesels. So dit is basies wat hy moet doen. Aan die ander kant is daar nou die ambassadeursposisies. En daar het die media spekuleer oor 4 Afrikaners. Dis reg, ja. Nou die 4 Afrikaners is nou Rolf Meyer. Hy was natuurlik die onderhandelaar gewees in die 94 verkiesing. Hy het eintlik teenoor Cyril Ramaphosa gestaan. Dan Martinus van Skalkwyk. En Martinus van Skalkwyk, sy bynaam was Kortbroek van Skalkwyk. En Martinus was die leier van die nuwe nasionale party. Hulle was die nasionale party se naam verander, en toe dit nie lekker uitgewerk het, het hulle opgegaan in die ANC. Hy was ook minister in die ANC kabinet gewees, later ook selfs ambassadeur gewees. Dis Martinus van Skalkwyk. Dan het hulle nou Andries Nel. Nou Andries Nel is eintlik 'n veteraan ANC politikus. Hy kry nogal reg om administrasies te oorleef. Hy is ook op die oomblik adjunkminister. En dan het ons vir Gerard Koornhof. Nou Gerard Koornhof is 'n politieke gimnas. Hy kry dit reg om van administrasie tot administrasie oor te gaan, van Jacob Zuma, Kgalema Motlanthe, nou Cyril Ramaphosa, hy heeltyd adviseer, hy's daar, so hy oorleef elke liewe administrasie, hy kry dit nogal reg. So dit is die 4. So dit is eintlik kader Afrikaners. So nou oorweeg hulle om kader Afrikaners oor te skuif, oor te stuur. Maar die probleem hier is dat dis 2 denkfoute. Die eerste denkfout is dat hierdie probleem is eintlik 'n Afrikaner probleem.
Hier is probleem, is nie 'n Afrikaner probleem nie. Dit is een van die dinge is die miskenning van regte van Afrikaners, ons kan daaroor iets sê, maar dit is 'n baie groter probleem. Die tweede denkfout is dat dit is eintlik maar net misverstande. So iemand moet nou gaan om dit te verduidelik. En ek dink hulle Trump het 'n verhouding met Afrikaners en dit is eintlik Afrikaners wat hierdie waninligting versprei het. Vir die Forum en Solidariteit. En op grond van hierdie waninligting hierdie Amerikaanse regering nou sekere besluite geneem. En dan moet ons net Afrikaners oorstuur. Nou sit hulle met hulle kortlys van wat 2 eienskappe deel, wit gesiggies en 'n moontlike kadergeskiedenis. En hulle dink dit is die oplossing, terwyl hierdie 'n baie dieper probleem is. Op die oomblik oorweeg die Kongres 'n wet wat die verhoudinge met Suid-Afrika moet hersien. Daardie wet het ook verlede administrasie gedien, hulle het hom nou so 'n bietjie aangepas, klompie goed bygevoeg, en deel van die wet wat op die oomblik dien, is dan ook die moontlikheid van getekende sanksies teen individue. Dit is deel van die wet, en as dit gebeur, as dit wet, dan moet hulle dit doen. Nou, daardie wet sê vir ons, geef ons 'n kykie in hoe Amerika op die oomblik die verhouding sien. En daar is 'n klompie goeters. Die eerste een gaan oor die verhoudinge met China, verhoudinge met Iran, verhoudinge met Rusland. So daardie is 3 probleme, en dan sit hulle in detail uit wat die Suid-Afrikaanse regering alles gedoen het. Niks te doen met Afriforum en Solidariteit nie, dis allerhande goeders wat hulle gedoen het. Maar daar's ander lande ook. Indië, wat 'n verhouding het met ander lande, wat verhoudings het met Rusland en China en selfs Iran, en Amerika het nie hierdie wrevel in hulle nie, want hulle handhaaf ook 'n goeie verhouding met Amerika, maar wat het ons gaan staan en doen? Ons het die verhouding met Amerika gaan opvoeder. En een van die grootste punte was maar hierdie saak teen Israel by die internasionale geregshof. Nou dit was 'n Henkse strategiese fout. Ons is nie eers deel van daardie konflik nie. Dis nie ons storie nie. Ek meen daai storie is 3 varkies. Ons is rooikappie en nie gaan ons hier as rooikappie en ons spring in die 3 varkies storie in. En ons sê nou is die 3 varkies is nou ons storie. Maar dit is geweldig naïef om te dink, jy weet, as ons praat van die saak by die geregshof teen Israel, die liefdesverhouding met Iran en Rusland en Hamas en alles. Absoluut. Dat dit die oplossing sou wees. Ja, en nou sê hulle, kom ons stuur Afrikaners. Kom ons stuur 4 Afrikaners en los die probleem op. Daardie Israel se saak het ook verband met hulle verhouding met Hamas. En daai ding die Amerikaners haat dit. Goed, nou sê hulle 4 Afrikaners. Dit is 'n reuse fout. Die probleem is beleidsveranderings. Dit is die krisis. So dit is duidelik diplomatieke beleid. Volgens daai wysigings, die wet wat op die oomblik, die konsepwet op die oomblik, is daar wel 'n element van plaaslike goederes wat reggestel moet word in Suid-Afrika. En dit sluit nou in goed soos rassewetgewing, dit sluit in goed soos eienaars sonder vergoeding. Snaaks die Bella ding raak nou deel van die agenda. Ons kom met trots sê ons het dit op die agenda gesit. Dis nou een ding wat ons wel gedoen het. Dis nie waninligting nie, ons het dit wel ingesit. En ek dink ons het die fokus op rassewetgewing het ons ook so 'n bietjie opgesit. En natuurlik die hele ding oor plaasmoorde. Interessant is ongelooflik, president Trump self sê hulle vir ons het in 2018 eintlik plaasmoorde ontdek en so amper Afrikaner deur plaasmoorde ontdek. Hulle voel verskriklik ernstig daaroor. En dit moet ook hanteer word. So daar is 'n element van plaaslike goed, maar dis nie die groot goed nie. Die groot goed is groot diplomatieke breekspille wat plaasgevind het. Dit moet reggestel word. So dit gaan in die eerste plek oor beleid. Die vraag is, as daar nou 'n ambassadeur is, en hier gaan die ambassadeur oor Amerika, toe is die vraag, wat is in sy tassie? Nou, as jy beleidsverandering het, dan kan jy 'n groot tas vat. Want jy het beleidsveranderinge, jy gaan waarskynlik 'n rukkie daar bly, en jy gaan die beleidsveranderinge kan beding. Maar as beleidsverandering is nodig. As jy sonder beleidsveranderinge gaan, dan kan jy 'n klein tassie vat, want dan gaan jy kort daar bly. Dan kan jy miskien net 'n oornagtassie vat. En dis die ding, dis wat hulle verkeerd verstaan. En as ons sê nou is daar beleidsverandering, dan is die vraag, wie is die regte ambassadeur dan? Met beleidsverandering in jou tas. En dan is die vraag, sal dit nou kader Afrikaners wees? Hoekom? Jy kan maar net sowel, enige goeie ambassadeur het. Ek dink nie president Trump sê, dit moet 'n Afrikaner wees, jy moet waarheid te sê. So 'n bietjie 'n belediging vir hom. Want jy probeer hom eintlik met 'n slap Afrikaner riem vang. En daardeur sê ek nie, hulle is almal slap nie. Miskien sê ek dit. Maar probeer hom met 'n slap Afrikaner riem vang.
Jy sê, hoor, ek stuur die Afrikaner. Maar hy is mos nou nie dom nie. Dis 'n belediging. Hulle onderskat heeltemal die Amerikaanse intelligensie deur dit te doen en vir die president self. Ja, hulle dis heeltemal reg en ek dink is eintlik ook 'n belediging vir Afrikaners, want ons moet nou kampstig daar aangebied word, maar hulle kies kader Afrikaners om te gaan doen. Daar's niemand van ons, weet ons raak eintlik sommer geïrriteerd met hulle. As ek hulle name hoor, ons staan my en sommer my nekhare reg op. As ek kyk na die sosiale media kommentare, voel almal omtrent so. So die vraag is dus dan wie? En ek dink dan kan dit 'n Afrikaner wees. Dit is nie 'n slegte idee nie. Hoekom nie 'n Afrikaner nie? Ek sê egter dit moet beleidsverandering wees en dan besluit ons oor die regte mens. As die regte mens Afrikaner is dit ook 'n goeie ding. Ek het hier op een radiostasie gesê en die jager van Saai, hy het vir my laat weet, hoor hierso, wag 'n bietjie voor jy my voorstel. Hy sê ek wil nog hier bly. Maar as ek byvoorbeeld, as daar beleidsverandering is, en jy sê vir my wie is die regte mens? Sê ek die jager. Dit is Afrikaner wat kan werk. Hy is ongelooflik sterk. Hy is polities baie knap. Hy's 'n ongelooflike diplomaat, het internasionale ervaring. Hy was hoof van die internasionale landbou organisasie. En dan het hy geloofwaardigheid interessant genoeg in die ANC ook. En natuurlik 'n landboukenner. Ek sou nogal sê hy sal 'n ideale ou wees. Oorweeg hom, nie een van die vier kader Afrikaners nie. Maar die vereiste bly eers dat die beleidsverandering gebeur voordat jy na 'n persoon begin kyk. Dis reg. Ongeag wie dit. Nou hoef dit nie eers 'n Afrikaner te wees, moet net 'n goeie persoon wees. Dan wil ek graag hê die beste persoon moet dit gaan beding met die Amerikaanse regering. Ja. Wat is die kans dat die ANC dieselfde lyn van gedagtes oorweeg het? Skynbaar redelik skraal, Dirk, as ek so daarna. Nee, ek dink baie skraal. Die ding is, wat my verstom van hulle is, dis asof hulle net probleme verduur. Hulle hanteer dit nie. Hulle verduur dit net. En dit word erger. Ons het ook verlede week met die verteenwoordigers van die Amerikaanse regering ontmoet. Ons het regtig 'n besonderse verhouding op die oomblik met die Amerikaanse regering op kongresvlak, op withuisvlak en departement buitelandse sake. Ons is eintlik heeltyd in gesprek met hulle. Verlede week met hulle ontmoet en wat hulle interessant vir ons sê is dat hulle wil graag 'n diplomatieke oplossing kry. Daar is vir hulle 'n belang om 'n ontknoping met Suid-Afrika te kry. Ons is 'n gesofistikeerde ekonomie. Dit is hulle belang om toegang te kry tot Afrika. As hier 'n diplomatieke vakuum ontstaan, dan vul China dit. En dis hulle grootste vrees. Want onthou nou, geopolities is Suid-Afrika baie belangrik. Simonstad is 'n belangrike hawe. Ons is goed geleë. China weet dit ook. So ons is eintlik in 'n sterk posisie. Maar wat hulle vir ons gesê het, die bal is nou 100% in die ANC se baan. Die ANC speel hom net nie. Weet jy nie, selfs Zimbabwe geleentheid, né? Absoluut, selfs Zimbabwe speel die bal beter. Zimbabwe het gesê dat hulle gaan nie verdere sancties hê op Amerika nie. Hulle soek 'n new deal met Amerika. En interessant is, Zimbabwe het selfs met ons kontak gemaak om te sê of ons kan help om 'n verhouding met Amerika te fasiliteer. So ons speel 'n vreeslike interessante rol op hierdie stadium. Wat die Amerikaners sê en wat die regering informeel, iemand met wie ons gepraat het, gesê het, vir ons is, die Suid-Afrikaanse regering, is, hulle besef, daar moet 'n ontknoping wees met die solidariteit beweging, anders gaan daar nie 'n ontknoping wees met Amerika nie. So ons verwag dat daar waarskynlik vorme van gesprekke gewees in die volgende week of 2 of 3. Ons sal vir julle natuurlik dadelik laat weet as dit gebeur. Ja, ek dink in teenstelling met wat van hierdie regeringsbronne sê, of wat selfs in die media gesê word, ek bedoel, het die solidariteit beweging juis oorgegaan met Suid-Afrika se beste belange op die hart, maar ons het ook gegaan omdat ons weet daar is 'n oplossing moontlik en daar is 'n toekoms in Suid-Afrika en dit is waarna ons streef. Is absoluut so en dit is eintlik die paradoks hierso. Ons was eintlik die patriotte gewees. Die wat op die oomblik tot nadeel van Suid-Afrika is die regering. As jy wil praat van verraad, en ek sal nie sê hoogverraad nie, as jy wil praat van verraad teen Suid-Afrika en Suid-Afrika se mense, is dit die manier hoe die regering op die oomblik hierdie diplomatieke krisis met Amerika hanteer. En ons het gegaan en ons het ingestaan vir AGOA, ons het gesê ons soek nie algemene of kombers sanksies nie. En ons het ook gehoor by die Amerikaners vir die verlede week dat ons besoek aan Amerika het 'n besonderse oor gekry
wat betref nie kombersanksies wat almal van ons gaan seermaak nie. Nou wat op die uit gaan gebeur kan ek nie sê nie, want die Withuis is onvoorspelbaar en dit dan mag enige daai kant en hulle kan hulle net eenvoudig vervies vir die ANC, want die ANC hou net eenvoudig aan. En dan kan daar een of ander vorm van kombersanksie wees, maar wat hulle vir ons gesê het, is dat ons het hulle koppe geskuif. En ek dink, ons voel goed daaroor, ons is dankbaar daaroor, want ons moes dit gedoen het, is ter wille van ons lede. Ons lede is gewone mense wat werk, en ons moet intree vir hulle. Ja, en ek dink soos jy ook al gesê het, daar is selfs 'n kans, soos jy gesê het, oor die Europese lande, maar vir Suid-Afrika ook om 'n beter bilaterale ooreenkoms te kry as wat AGOA gegee het. Die Amerikaners sê vir ons, die Amerikaners sê dat ons kan selfs 'n beter ooreenkoms kry as die huidige AGOA. Kyk, in September stuur ons weer 'n afvaardiging oor Amerika toe wat spesifiek gaan oor die onderhandelings rondom AGOA en die post-AGOA. En ons is nou in 'n baie sterker posisie as wat ons was. So dit gebeur ook in September. Maar wat hulle vir ons sê is dat daar kan 'n sterker ooreenkoms wees en dit is vir my die positiewe, dit is vir my die goeie nuus. Dit voel vir my asof ons regtig deurbrake gemaak het en ek wil weer sê, paradoks, ons wat dit gedoen het, terwyl ons van waninligting allerhande twak aangekla word. Hulle het net eenvoudig blaam geskuif en niks gedoen nie. Maar die vereistes bly nog steeds die beleidsverandering en dit maak 'n ou nou maar net bekommerd en skepties. Hoe ywerig is hulle regtig om 'n oplossing van Suid-Afrika se kant af te vind as daar steeds hierdie soort voorstelle kom. Ja, Kader-Afrikaners, die ridder op die, of die wit ridder op die siekperd. Nee, daai perd sukkel. Maar ons is wel, ek raak al hoe meer versigtig optimisties. Ek onthou chaos wat daar was en dit is ontwrigting. Eis op die ou en weer orde. En daar mag dalk nog moeilike tye voorlê, ek dink daar gaan, maar ek dink hier gaan ontknopings kom. En die ontknopings gaan kom ten spyte van die regering. Ons hoef nie te dink dat die regering vir ons alle ontknopings moet gee nie. Ja, ek dink dit is belangrik vir gewone lede om dit ook te besef. Ons heil lê nie daar nie. Baie keer lê ons heil juis in die kleiner goedjies waaroor solidariteit en die beweging so gereeld praat, die bouaksies wat dalk soos die kleiner goedjies hier onder lyk, terwyl ons opkyk na hierdie hoë politieke gebeure, maar wat in 'n Suid-Afrikaanse konteks vir al die laaste tyd regtig kleinlike politiek was. Dis eintlik die klein goedjies wat op die langer duur nie soveel gaan saak maak. Dis absoluut so. Kyk, die ding is, as ons werklik glo dat ons antwoord lê in die groot woord federalisme. Federalisme beteken eintlik maar dat jy verantwoordelikheid vat op die laaste moontlike vlak. Dan moet jy opgewonde word oor elke patrollie wat gery word om veiligheid te verseker. Dan moet jy opgewonde raak oor elke maatskaplike werker wat werk en help aan 'n ander. Dan moet jy opgewonde raak oor elke baksteen wat gelê word in die nuwe Akademia kampus. Dan moet jy opgewonde raak oor elke persoon wat werk kry op die solidariteit platform. As jy al hierdie goeders bymekaar sit, dan is jy heeltemal reg. Dan raak klein goedjies 'n ongelooflike kragtige antwoord en hoef ons nie meer wakker te lê oor hierdie nuttelose staat nie. Ja, veral in onseker tye soos hierdie. Dit is die boodskap wat 'n mens moet hoor. Absoluut so. Ons sê vir julle baie dankie. Dankie dat julle geluister het. Ons is besig met opwindende dinge, ons is besig met positiewe dinge. Ek sê baie dankie vir ons lede wat ons so pragtig ondersteun om regtig 'n groot verskil te maak. Op Solidariteit se YouTube kanaal is daar wonderlike inligting en nuus en video's en natuurlik die potsending, die Solidariteit wêreld met al sy episodes is daar. Ons vra of julle volg Solidariteit se YouTube kanaal en wees ingelig.